Jesaja 10 vers 27 sê, en in die dag sal sy las afgly van jou skouer en sy juk van jou nek, en die juk sal tot niet raak vanweë die vettigheid. My vriend, 'n juk is 'n houtbalk wat oor die nekke van osse gesit is, om hulle te help om swaar laste en vragte te dra. Die eienaar het die juk om hulle nekke vasgemaak, sodat die dier dit nie kon afskud nie. Jukke is baie keer 'n teken van slawerny of verdrukking. En die profeet Jesaja bring in die skrifgedeelte goeie nuus vir koning Hizkia. Die Assiriese koning het die stede van Juda gevange geneem en eis buitensporige lospryse, en dan spot hy nog hulle God ook. Maar God het beloof, hy sal die las lig en hy sal die juk breek. Hoekom sou God Juda red? Was dit sy groot liefde? Was dit omdat Hizkia so 'n goeie koning was? Omdat Juda al die regte goed op die regte manier gedoen het? Nee, die salwingsolie het hulle vryheid gekoop. As sy kinders is ek en jy gesalf. Wat sê juk Satan ook al op my en jou kom sit het om ons van koers af te bring, sal God van my en jou skouers aflig. Hy sal dit nie net aflig nie, hy sal dit breek. Ek en jy gaan nie meer daardie las hoef te dra nie. My vriend, die salwing van die Here breek die jukke in ons lewens, sodat ons kan lewe in vrede en vreugde en oorvloed. Abba Vader, baie dankie Here vir hierdie woord in Jesaja 10. Dankie vir hierdie bemoediging, Here, en dankie dat ons kan weet dat U salwing, Here, die jukke in ons lewens sal breek, sodat ons kan lewe in vrede, vreugde en oorvloed. Ons eer U net, ons loof U en ons prys U in Jesus se naam. Amen.